Goeienaand, daar was vriende, collega's en kennissen. Dit is weer eens een voorrecht vanavond om je te groet. Op die laatste aand van die naweek. Ik vertrouw dat je een geseënde dag gehad hebt. Amen. En dat je een wonderlijke tijd in die teenwoordigheid van die Here gehad hebt. Amen. Die naweek is voorbij en daar is verskeie goed gebeur oor hierdie naweek. Daar is families wie geliefdes begrawe. Ek dink spesifiek vanaand en spesiaal aan die lewensfamilie, die Hartog, die Breë familie, van die lewensfamilie en die Hartogs. Hulle het iemand in die dood afgestaan, die suster Rolien, en sy is gister begrawe. Weer eens wil ek net by hulle gemeen gevoel uitspreek teenoor hulle en vir hulle hierdie versekering gee dat die Here het die beste plan vir u lewe. Ja, mens voel die verlies, want is iemand met wie jy saam gelewe het en jy het 'n leeftyd gespandeer met hierdie persoon. En in hierdie geval was sy 'n ma gewees van die dogter en sy het dan mammy verloor, wie aan haar geboorte gegee. Ja, die pyn is daar, die verlies is daar, maar die Here is die persoon, is die God wie op die regte tyd die genesing van hierdie hartseer gaan gee. Ons moet hoop, ons moet vertrou dat die Here is in staat om, maak saak wat dit is, hy kan doen wat geen mens kan doen. Sterkte en voorspoed vir die proses. Die Here sal alleen daai word gelees. Dan is daar ook ander families wie families aan die dood afgestaan het. Ek wil aan julle ook sê sterkte. En ek glo dat die Here die God is wat naby hulle is, wie gebroken is van hart. Amen. Moet nie ver gaan soek nie, hy is by jou. Hy is in jou. Daartoe dat hy jou is. Hy is alleen die een wat hierdie ongelees op onsienlike seer kan gesorg. Amen. Prys die Here. Ek wil vanavond baie kortliks praat oor die importance of family. Ons het hierdie naweek, ek het hierdie naweek so stel, een wonderlijke ervaring gehad. En ek het gesien hoe belangrijk families op die einde van die dag is. Ons was altyd die geneigdheid om te sê, jy weet nie, wat jy waren nie van jou familie nie. Jy is hier nog bekommerd oor hulle nie, jy het jou eie gesin en dit is vir jou goed en wel. In 'n mate stem ek met ons saam, maar weet jy, ek het gister gesien as daar is die Breë familie met mekaar kom, hoe die gemis regtig waar was. Want weet jy wat, as alles rondom jou uit mekaar val, jou man gee pad of jou vrou gee pad, en jou kinders gaan in hulle lewens, jy weet, toekoms in, hulle grawe hulle eie toekoms uit, en dan staan jy mos nou hier alleen, en dan word jy regtig waar, joh, waar is my familie eintlik nou regtig? En ons het mekaar so nodig, jy weet nooit wanneer jy regtig waar in 'n probleemsituasie kom nie. Eenvoudige voorbeeld wat ek kan gebruik, jy weet miskien, jy bly in die Parel, en jy is op pad, jy weet miskien, kom ons maak 'n argumentshalwe,
ons maak 'n argument gou vanaand hier los. Jy is op pad, in my geval, ek is op pad Weskus toe. Ek weet as my kar teen die pad klaar raak. Ek weet dat ek het familie in Atlantis. En dit gaan vir my makliker wees om vir hulle te kontak as wat ek iemand uit die Parel het gaan kom om vir my te kontak in die Weskus. You understand? So 'n tydjie gelede as daar kry ek 'n boodskap op my Facebook en my kleiniggie uit Joburg uit, hulle is op pad Kaapse kant toe. En sy stuur my 'n boodskap, maar sy kry nie vir my nie in nie. Dit maak net sin as ek die foon kon beantwoord het of sou beantwoord het, sou ek 'n beter hulp gewees het vir hulle, wat hulle stak toe, hier in die Parel by die tonnel, as wat hulle nou iemand sou kry wat uit die Kaap uit gaan kom, om vir hulle te hulp te snel. En so is familie belangrik om, jy weet, in jou kant te hê. Want jy kan enige tyd in die nood kom, en dan weet jy wie om te kontak, wie naby jou is. Ek het so 'n geval gehad, ons familie so 'n geval gehad, sal ek sê, so 'n paar jaar gelede met die dood van my pa, en die geld wat ons nodig gehad het ons nie gehad nie. En ek kon gemaklik, jy weet, my kleiniggie skakel en vir haar sê, vra, luister, kan jy nie vir my uithelp, sodat ek net die begrafnis agter die rug gaan kry, en dan kan ek weer vir jou geld aan jou terugbesorg. En sy het sonder om te skroom, het sy met 'n hulp gesnel. So 'n belangrike faktor is families in hierdie tyd waarin ons lewe. Jy moet nooit die ding in jou verstand kry dat jy nie familie nodig het. Moet dit nooit in jou mondering inboesem dat jy sonder familie se hulp en sonder familie se raad en sonder familie oor die weg kan kom. Ek het 'n wonderlike ervaring gehad hierdie naweek. Amen. En ek is so verheug. Ek was eintlik baie meer excited, dit is nie my familie nie. Ek is basies ingetroud in hierdie familie. Maar dit was vir my so groot plesier om hierdie familie te ontmoet. Dit is nou my vrou se familie. En jy weet, het vir my agtergekom dat hulle ook maar baie wyd van mekaar af is. Hulle is nie baie na mekaar nie. En hulle het nou hierdie plan van stapel gesit om, jy weet, uit te reik na mekaar toe en te kyk wie is ons familie en waar is ons familie en is daar nog families. Die Here het dit so moontlik gemaak dat ons gister by mekaar kon kom en jy weet, vir my was dit nog amper so 'n speelding gewees. Ek was amper meer op die ding as wat my vrou op die ding was. En hier in die inlas sal jy sien hierdie pragtige ou mense uit hulle tweede generasie wat nou nog, of die eerste generasie wat nou nog lewe, vir wie ons gister kon celebrate. Hierdie anties wat jy daar sien is gemiddeld tussen 70 en 100 jaar oud. En die Here het hulle bewaar dat hulle hierdie historiese geleentheid kon ervaar. Dit was 'n wonderlike ervaring gewees. En my gebed is dat die Here vir hulle nog vele mooi jare sal gee. Ons weet die pad vorentoe is nie meer so lank. Die antie wat voor in die stoel sit is 91 jaar oud. Die antie daar agter met die groen aan, sy is
amper 89 dink ek, 87, 89. Die auntie met die brein aan is 83. Die een hier met die wit sweater aan is 71. Die Here het hulle bewaar. Het is wonderlik om dit te kon ervaar. En die mooiheid van dit, hulle is so lewenslustig, hulle is nog aan die gang. Amen. Hulle is nog sommer baie lewe in hulle. Maar kom ons kyk wat sê die woord. Altyd belangrik, want weet jy wat dink, jy het niemand nodig nie. Jy wat dink, jy wil net verwoesting saai. Jy wat dink, jy het niemand in jou geleedere nodig nie. Jy kan hulle saam mee volg op die skerm. Dit lees as volg. Proverbs 11 verse 29. And it reads, those who bring trouble on their families will have nothing at the end. Amen. Those who bring trouble on the families will have nothing at the end. Amen. Kom ek lees vir u 'n ander skrif ook, want dit hou verband met mekaar. The wicked meet their downfall. This is Proverbs 12 and 7. And leave no descendants, but the families of the righteous live on. The family of the righteous live on. My dierbare vriende, jy weet, jy kry mos nou daai persoon of daai iemand wat net kwaad wil stook. Jy wil net oneenigheid in die familie inbring. Jy het sommer probleme met jou kinders, jy het met jou niggie of jou suster of jou broer, jy het probleme met hulle kinders en jy het probleme met hulle manier van lewe, of jy het 'n probleem met, jy weet, wat hulle in die lewe bekom het. Jy het 'n probleem met alles. Jy sien net moeilikheid oral waar jy kom. Weet jy, die skrif leer my vandaan that those who bring trouble on their families, they will have nothing at the end. Jy het niks aan die einde nie. Maar weet jy wat, ek het geleer in skool dat twee positiewe pole stoot mekaar weg. Want wat nou heiliglik gebeur is, omdat jy net probleme soek, wil mense niks met jou te doen hê nie. Amen. Kom ons kry dit in ons gees om, jy weet, mekaar lief te hê. Paulus is baie duidelik. Jy kan alles in die lewe hê, maar jy het geen liefde nie. Dan het jy net 'n klinkende sambaal geword. Jy het jou familie, jy het hulle nodig. Weet, alles sal verbygaan. En jy moet dit verstaan dat jou familie het nie net sommer net daar gekom en hulle is daar geplant nie. Nee, daar is 'n geskiedenis. Jou niggie het ouers gehad. En jy het ouers gehad. En hulle was connected met mekaar. En hulle twee, jou ouers, het ook ouers gehad. Wie geboorte gegee het aan jou ouers, of jou pa of jou ma, en jou niggie se pa en haar ma. So daar is 'n konneksie wat terugdeins in geskiedenis. En hoe is dit dan nou dat jy nou jou self alleen wil plaas en sê nee, maar jy het nie familie nie. Nee, jy is ryk aan 'n familie.
Neem kennis. Jy is miskien baie betrokke by die kerk, maar weet jy, dit is nie jou familie, dit is jou geestelike familie. Hulle kan van jou af wegloop, en jy weet, van jou goed baie waai, dan kan jy nog steeds terugval op jou eie familie, want daar is 'n geskiedenis van wat terugdeins na jou ouers toe en jou voorouers. Amen. Moenie dink jy kan alleen klaarkom nie. Jy het hulle nodig, en ek ervaar nou hierdie ding in hierdie kort span of time. Vanaf gister is pragtige tyd gehad. Ek het my so uitgedien dat ek so uitput was. Amen. En op die einde van die dag het ek meer waardering gekry, want ek kon met mense praat en hulle kon die belangrikheid van hulle familie aan my verduidelik. Amen. Ek kom toe agter, weet jy wat, hoe belangrik familie is. Ek het nou wel nie meer so baie. Ek het net een suster oor. Amen. Ek het my broer en my suster is in die COVID tyd oorlede. Amen. En ek kan nie meer sommer net terugdeins en terugval en sê my broer, ek het jou hulp nodig, of my suster, ek het jou hulp nodig. My ander suster, die babasustertjie, is so ver as in Gauteng. Amen. En dit is onmoontlik om vir haar in die hande te kry. Bestaan. En ek het gister die belangrikheid van familie agtergekom. Hier in die Parel het ek daarom nog om op terug te val. Want ons het goeie verhoudinge. Sien dat ons slegte verhoudinge het, ons goeie verhoudinge. Ons kom net nie so gereeld by mekaar uit nie. Gister se voorval, of sy ondervinding, was een uit die boeke uit. En ek het vir my gate uitgeniet. Jy het jou familie nodig. Julle het mekaar nodig. Ja, julle kom nie meer so baie by mekaar uit nie, maar julle het mekaar nodig. Amen. Koester jou familie. Koester jou broer, jou suster, die wat in jou onmiddellike omgewing is. Lewe reg met mekaar, sodat wanneer daar nood kom, dat dit nie vir jou 'n moeilike proses gaan wees om uit te reik na jou broer of na jou suster nie. Want jy kan nie met hulle regkom nie. Nee, kry dit in jou hart om met mekaar saam te lewe. Want tye is ernstig en ons het mekaar nodig. Ek dink dis nie verniet dat Hezekiah Walker hierdie skryf, I need you, you need me. We are all part of God's body. Amen. En dit is die belangrikheid wat ons in ons harte moet kry, dat ons mekaar nodig het. Moenie dink jy is alleen nie. Moenie dink jy kan alleen oor die weg kom nie. Nee, jy kan na jou neighbor toe gaan en jou neighbor gaan vir jou teleerstel. Jy kan na jou vriende toe gaan en jou vriende gaan jou teleerstel. Jy kan na wie ook al gaan, jou werkskollegas of met wie ook al jy wil praat, hulle gaan jou teleerstel. Maar as jy 'n goeie verhouding met jou familie lewe, weet jy wat? Dit maak nie saak wat en hoe jy uit mekaar uitgegaan het. As daar nood is, het ek agtergekom hoe familie met mekaar oor die weg kan kom. Hoe hulle optrek en 'n oplossing probeer kry vir jou omstandighede. Kom ons lewe reg met mekaar. Familie is belangrik. Jy kan met hulle praat, jy kan met hulle saamleef. Ja, jy sal miskien nie altyd met hulle saamstem oor 'n issue nie. Maar dan moet ons die grootheid in hart het om daaroor te gesels en die verskil uit die weg te ruim. Amen. Die 12de vers, die hoofstuk van die 7de vers, hy sê, the wicked meet their downfall and leave no descendants. Listen, but the families of the righteous, they live on. As jy reg lewe, kan jy goeie lewe na uitkyk. Dawid sê, goedheid en guns
sal jou volg. Amen. Kom ons lewe reg met mekaar en ek glo die Here vir jou sal seën in alles wat jy doen. Ek bid vanaand die seën van die Here op elke familie, elke niggie, elke neef, elke broer, elke suster, ooms, anties, you name it, wie nog in jou familiekring is. Ek bid daai seën op hy familie af. Bid dat goedheid en guns julle sal volg. Ek bid dat daar verstandhouding sal wees, wat alle verstand te bowe sal gaan. My gebed is dat die Here julle nader aan mekaar toe sal trek met 'n band van liefde, en dat julle altyd deur sal weet, daar is familie, na wie toe ek kan uitreik. Die Here seën vir julle. Mooi aand, en ek glo hierdie week wat onbekend is, dat die Here sy guns aan jou sal bewys. Die Here seën. Amen.